Hey guys, hoe het gaan goed met julle en welkom terug by nog 'n sessie wat ons bietjie saam kan kuier. Nou vandag wil ek begin met 'n splinter nuwe idee. Ek wil vir die volgende ruk bietjie praat rondom die hart van gebed. Nou ek weet as ek sê gebed dan is daar 'n magdom gedagtes wat baie van die keer in ons gedagtes inkom. Byvoorbeeld ons dink baie van die keer gebed is wanneer ek goed nodig het. So Here help my met hierdie eksamen of Here ek moet alweer herskryf, help my met dit of Here ek soek 'n nuwe kar of Here ek soek 'n werk of Here ek soek dit of dat of Here daai meisie lyk mooi, alske goeters. En ek weet alhoewel dit 'n gedeelte van gebed is daar soveel meer aan gebed. Nou, vandag gaan ons bietjie kyk na Matteus 6, so jy is welkom om sommer jou Bybel daar oop te maak. En ek wil bietjie praat, voordat ons praat oor hoe om te bid, wil ek praat oor wat die hart van gebed is. Nou, Jesus kom in hierdie gedeelte aan die begin van Matteus 6, en hy maak 3 opmerkings rondom wat die hart van gebed is, en ek wil vinnig daarby stop vanoggend. Nou, heel eerste, Jesus sê die volgende, Matteus 6, vanaf vers 5, hy sê, en wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Nou daai is 'n baie interessante ding, nê, want daai skynheiliges, ander vertalings gebruik die woord die fariseërs. Nou, 'n fariseer was tipies soos die geleerdes van daai tyd wat die woord goed geken het en eintlik die verantwoordelikheid gehad het om die woord aan ander mense oor te dra. Maar die probleem met hulle is hulle het op die straathoeke gaan staan en hulle het daar hard gebid en hulle het dit gedoen sodat hulle eer by mense kon kry, sodat mense vir hulle sê, jy's so 'n goeie fariseer. En God sê vir ons, moet dit nie doen nie, want dis nie die hart van gebed nie. So ek wil sommer gou vir jou 'n vraag vra. En die vraag is, hoekom wil jy bid? Ek weet ons moet bid. Ek weet die woord sê ons moet bid. Verseker dat gebed deel van ons geloof is. Yes, dis wonderlik, dis great. Maar hoekom wil jy bid? As ek daai vraag vir myself kan beantwoord, dan sal ek sê, dis omdat ek 'n verhouding met God wil hê. As ek dink aan my verhouding met my vrou en die geselsies wat ek en sy het vroeg in die oggend of in die middag of in die aand of wanneer ek en sy saam 'n koffie drink, dan besef ek is juist daai geselsies tussen ek en my vrou wat verhouding bou, wat ons nader aan mekaar bring. En dis die hart van gebed. Gebed nommer 1, voordat ons God vra vir goeders, sal altyd wees dat ek en jy verhouding kan bou met God. Jesus sê 'n volgende ding, 'n baie interessante ding. Hy sê dat daar is 'n skat wat wag vir die wat in die geheime plek voor hom kom en bid. Nou ek weet nie van jou nie, as Jesus sê dat daar 'n skat is, dan wil ek daai skat hê, want bo enige aardse skat is God se skatte van ver groter waarde as wat ons hier op aarde kan kry. So ek en jy soek daai skat. Maar die uitdaging van daai skat is ek en jy moet daai skat gaan kry in ons binnekamer, in die geheime plek. Volgende vraag wat ek vir jou wil vra is, waar sit of hoe lyk jou geheime plek? Baie van julle sal sê, man, dis my binnekamer, dis my koshuiskamer, of dis my kamer by die huis, of dis my flat se kamer, en ek maak die deur toe, en ek spandeer tyd saam met die Here daar. En is goed en wel, dis great as dit so is. Maar weet jy wat, ek het ook al agtergekom in ons nuwe generasie, ons lewende generasie, dat van waar, as ek in my koshuiskamer gaan sit, dan bring ek eintlik maar die wêreld saam met my al in. En dit word amper weer soos die straathoeke, want Facebook is daar saam met my. Die internet is saam met my, Instagram is daar saam met my, en voordat ek dit weer kyk, het ek nou net gebid, en ek dink, cool, hier is 'n goeie gedagte, op Facebook kyk ek die gedagte, of ek neem 'n foto van dit wat ek lees, en ek share dit met die wêreld, en ek moet sê, wanneer ek en jy dit doen, dan het ons reward, nee? Ons kry ons skatte voor mense, ons kry ons beloning voor mense, want hulle erken dat ons besig is met God, en God sê, dit is wonderlik dat ons dit soms, dit is great dat ons so staf met mense deel, maar soms is ons binnekamer eintlik maar soos die buitewêreld. Ek het al beleef in my eie lewe, dat dit partykeer is my binnekamer, juist buite. Partykeer is my binnekamer wanneer ek vroeg in die oggend opstaan, en wanneer daar niemand is, en ek besluit, ek vat my huissleutels, en ek gaan loop som om die blok, en ek spandeer tyd in gebed, maar daar geen ander goeders is wat my aandag kan aftrek nie. Of partykeer is dit wanneer ek besig is met iets, en ek kan daai ding gebruik om so te fokus op die Here. Partykeer sit ek in my kantoor en ek gaan in lunchtyd of wanneer ook al ek 'n paar minute het en ek spandeer tyd in gebed. My vraag is, hoe lyk jou binnekamer? Hoe lyk jou geheime plek? Is jou geheime plek 'n plek waar net jy en God is? Waar die wêreld buite is? Waar jy 'n skat bymekaar kan maak?
omdat jy bid in die geheime plek. Die laaste ding wat Jesus hier kom oor praat oor ons harte, hy sê die volgende, hy sê, moenie 'n stortvloed van woorde gebruik nie, net soos wat die fariseërs of die skynheilige staatheid gedoen het, nê. Hulle het met groot gebede gekom voor die mense, sodat mense hulle eer kon gee vir die groot woorde wat hulle sou bid. Jesus maak 'n interessante opmerking, hy sê, man, ek weet in elk geval wat jy gaan bid, so, dis nie nodig om groot woorde te gebruik nie. Ek kom in elk geval agter, wanneer Jesus hierdie sê, dan sê hy eintlik, weet jy wat, wanneer jy bid, soek ek jou hart. Ek soek jou hart wanneer jy bid. Inteendeel, ek wil hê jy moet op 'n plek kom waar jy jou hart, daai diep plek binne jou hart kan oopmaak voor my en kan deel met my. Nou wat ek ervaar wat die Here soms sê is wat hy nie soek nie, is hy soek nie, God soek nie daai braaivleis gesprekke nie. Jy weet wanneer ek en jy na 'n braaivleis toe gaan, dan praat ons oor die weer, ons praat oor hierdie en hierdie klas en hierdie lektor, of ons praat oor, man, as ek eendag groot is, wil ek hierdie werk hê, of as ek eendag begin werk, wil ek dit en dit en dit en dit bereik. En dis goeders wat ons sommer net met almal kan deel. Dit is nie regtig persoonlike goeders noodwendig nie. God sê nee. Wanneer jy na my toe kom, wil ek hê jy moet goed met my deel, wat jy so hoop dat niemand anders dit mag hoor nie, omdat jy sit 20 slot op daai deur, jy pad daai kamer, jy maak dat niemand anders daai gebeure kan hoor nie. Maar dis diep gesprekke wat net God moet hoor en kan hoor. En God sê, ek soek dit. Ek soek daai intimiteit. Ek wil hê jy moet jou lewe oopbreek voor my, en dit kom uitpak wat jou pla, jou geheimenisse, goeders wat niemand anders te weet nie, wat ek saam met jou kan deel. My belewenis van dit is ook dat hoe meer ek en jy dit doen, net 'n cool ekstra, hoe meer groei ons in ons geloof. Hoe meer dit gebeur. So ek wil julle sommer challenge, en hier is my laaste vraag is, hoe lyk jou gebeure? Jy weet, is dit daai tipiese braaivleis gebeure waar ek net my tyd volmaak in gebed, jy weet, ek streel myself en sê ek het vir 10 minute gebid, want wat het ek gebid? Ag Here, wat ook al, jy weet, wat 'n random goed in my kop inkom. Of is jou gebeure daai goed wat van diep in jou hart afkom? Daai goed wat niemand anders te weet nie, wat net God weet, wanneer jy in jou stilte kamer, in die geheimenisplek, saam met God tyd spandeer. Ter afsluiting wil ek jou so uitdaag, terwyl jy die video kyk en nadat jy die video gekyk het, om weer terug te gaan na Matteus 6 toe. Gaan lees weer vers 5 tot vers 8 en trust die Here regtig dat hy vir jou die hart van gebed sal kom wys en vir jou sal kom openbaar hoe gebed regtig moet lyk en waar dit begin. Hoop jy dit 'n lekker tyd. Ons chat weer. Adios.